Goeiemiddag. Gou so 'n kort stukkie oor wat daar aangaan in Israel op die oomblik. Ons weet nou almal gister het Israel Israel 'n surprise attack gedoen op Iran en redelike groot skade aangerig in Iran, spesifiek hulle nuclear facilities. Hulle het redelik baie van die senior command van Iran uitgehaal, die regering en ook die scientists wat gewerk het op die program. Redelike groot suksesvolle aanval. Hulle het gebruik maak van drones, vliegtuie, missiele en so aan. En ek het so deur die dag gehoor van kommentaar dat mense het gewonder, nou hoekom het Iran se lugafweerstelsel nie geoperate en daai missiele of vliegtuie afgeskiet nie. Want dis mos logies, hulle sal dit doen. Maar die mense het vergeet, net so 'n paar maande terug het Israel ingegaan en die Iranse lugafweerstelsels gaan uithaal. Baie van hulle gefixt stelsels en ook hulle mobile stelsels. En daai tyd was daar al mense wat sê dit is net fake, dit was nou fake news en so aan. Dit is nie regtig gebeur nie. Maar dit is nou baie duidelik, dit was 'n suksesvol stryk so 'n paar maande terug op hulle lugafweerstelsels. Daarom het Iran niks aan daai attack gedoen nie. En dit was nie net een nie, die Israelies het 2, 3 tot 4 vlugte ingehaat, attacks op plekke in Iran, wat dan hulle daar rondgereis soos hulle wou, en dan gaan strikes doen het. So ons het verwag, Israel het definitief verwag, daar gaan respond word deur Iran, en Iran het net so 'n uur terug begin. Hulle het begin met honderde missiele, ballistiek missiele, en ander rockets Israel se kant toe gestuur. En ek het ook gehoor van kommentators wat sê, Israel het nie die vermoë om ballistiek missiles af te skiet nie. En dis nou duidelik op TV, op lewendige TV, kan jy sien hoe 'n klomp van hierdie inkomende ballistiek missiele afgeskiet word. Daar is nog nie baie wat die grond getref het nie, 'n paar kom deur, want jy overwhelm die system. So daar gaan definitief 'n paar missiele dit deurmaak op die ou einde, deur die stelsel, maar daar is nie 'n manier dat al die missiele, want meeste van die missiele wat ingekom het, is reeds afgeskiet. En so daar gaan nog missiele kom, hier is die einde nie. Iran moet retaliate, hulle het nie 'n keuse nie, want hulle kan nie vir die wêreld wys dat hulle kan pak kry en dan terug nie, so dit gaan aan. En selfde ding, môre gaan Israel maar weer terug gaan, of even vanaand wat dit nog donker is, gaan Israel ingaan en weer strikes doen op Iran. Hierdie keer gaan hulle kyk, want die plekke waar die missiele vanaf gelanseer is, uit Iran uit, kan jy nou baie groot waarborg gee. Israel weet nou presies waar staan die lanseerders, waar dit vandaan gekom, want jy kan dit trek met satelliet. En ander systems. So ek vermoed dat Israel gaan teruggaan in die volgende dag of so, en daai plekke en fasiliteite van waar daai missiele afkom ook vernietig. So op die een kant doen Iran sy retaliation strike, maar op die ander kant gee hy ook weg van waar af word dit gedoen. So hy gaan daar, die wat nog nie afgevuur is nie, kan hulle nou verloor deur 'n counterstrike. En so gaan die ding oor en weer gaan, en sekerlik hier 'n dag of 2 of 3 van nou af, behoort ek seker weer redelik kalmer te raak. Die een ding wat Israel reg gekry het, wat hulle wou reg gekry het van die begin af, was om Israel te stop om voort te gaan met Iran verryking en nuclear bomme te bou, so sy nuclear fasiliteite en plekke wat hy Iran kon verryk en die tipe van ding doen, dis vernietig. So hulle het hulle doel bereik wat hulle wou. So ons sal nou maar sien wat gaan verder. Ek is nie verbaas, op die oomblik is die Amerikaanse oorlogskepe in die see, daar in die Middellandse See, Afrikas van Israel. Daar's ook Amerikaanse basisse om Israel en in daai omgewings, en die waarskuwing was uit. Iran moet net bly by Israel. As hulle gaan probeer om Amerikaanse basisse te stryk, dan gaan hulle Amerika intrek. En dit is nie 'n goeie idee om Amerika in hierdie strikes in te trek nie, want daar gaan nie baie oorbly van Iran as dit gebeur nie. Die wapens en stelsels wat ons het, is baie meer as wat Iran het. Hulle gaan net nie 'n konvensionele oorlog kan hou teen Amerika nie. So hopelik gaan die ding nie verder eskaleer nie. Het gaan nog steeds 'n paar
oor en weer salwoes wees tussen die twee partye, soos dit maar was vir die laaste 30 jaar anyway. En ek vermoed dit gaan begin calm down. Ek kan ook amper klaar waarborg dat die mense in plan wat in beheer is, praat ek nou van spesifiek soos in die defense in die plekke ministries van die twee lande praat lankal met mekaar op die foon en sê okay, kom ons begin deeskaleer of so, want dis wat hulle doen. Ons het nog gewys ons kan terugslaan, ons het gewys julle kan al meeste van ons missiele afskiet, kos deeskaleer, so ek sal nie verbaas wees as daai gesprekke klaar in die gang is nie. Trump het gewaarsku dat Iran moet wegbly en Iran het gestol vir tyd. 'n Groot skuld hiervoor is Obama, wat toe sy presidentskap aan was, hy gedink het is 'n goeie idee om te negotiate met terroriste, vir hulle te sê, okay, as julle nie die goed bou nie, dan sal ons vir julle geld gee. Ek weet nie hoe werk dit nie, ons vra jou mooi, moenie atoombom bou nie, en dan gee ons jou geld om dit te doen. Dis mos wat hulle wou gehad het, so hulle daai geld gebruik wat Obama vir hulle gegee het om voort te gaan met hulle projek. So nou is dit op 'n punt waar hulle naby was om wapens te begin bou met die goeders, maar ek dink hulle is nou 'n bietjie ver teruggeskei weer. So gaan dit voortgaan. Hulle gaan weer stelselmatig oppak en weer begin opbou en dan gaan hulle weer gepak kry as hulle nie wil opbou nie. So hierdie ding in die Midde-Ooste is nog nie verby nie. Wat dit korttermyn beteken, petrolprys gaan bietjie opgaan want die oliepryse is obviously op. Maar dit is nie noodwendig dat dit 'n langtermyn ding is nie. Amerika kan nie mark vat met olie en dan die prys weer afbring, nie 'n probleem nie. As jy die vermoë van dit, is dit genoeg olie daarvoor. En so die markte ook gaan bietjie drop nou, want daar's onsekerheid in die wêreld en nie oor 2 dae vanaf as daar weer sekerheid en is meer stabiel, dan gaan dit weer terug opgaan. So hierdie is 'n korttermyn ding. Glo nie gaan iets groot baie vandaan kom nie, maar een ding wat gekom het, die grootste ding is Israel het gekry wat hulle wou hê, en dit was om te stop vir Iran om die vermoë te hê om nukleerbomme te bou. Ek sal maar nog 'n bietjie dophou ons my sources wat ek het, en as ons briefings kry, dan sal ek 'n nuwe video maak as daar iewers nuwe inligting aankom wat kan 'n impak speel. Okay. Geniet die naweek verder. Totsiens.